It started with a dream. Now it's a movement. Diginu changes lives. So what we're busy now is we want to launch Mzansi Million. Now Mzansi Million is very simple, yet it's going to be one of the biggest movements that was ever started in South Africa. We want to assist 1 million South Africans to earn commission from Diginu by the 26th of December this year. So we are currently on 100,000 people already in Diginu, and now with the launch of Diginu Cashback that's going so exceptionally well, we now want to go over into assisting 1 million South Africans to earn commission. So from the 22nd of November to the 22nd of December, we are going to be working on getting 1 million people on board, but because of the fact that we pay out in 5 different generations, we hope we're going to be making that 1 million people earning. Everything looks like it's going to work accordingly. Are we totally geared up for it? No, we are not. Are we going to be totally geared up for it by the 22nd of November, which is today in 10 days time? Ask me the 22nd, I don't know. I think so. Well, let's rather say, I hope so. But like with a lot of things that we've done before, we walk by faith and not by sight. This is really something that keeps me up at night. I don't know if we're going to be ready. We'll have to see. There's a lot of coding still needed. The back-end systems work to calculate the commissions and those things, which is the most important thing for me personally. Those things work. The contracts have been signed, the agreements have been is now in place. Integrations are busy, underway as we speak, literally at this moment. The integrations are underway. We've got influencers lined up, and now we're going to be having strategy sessions in terms of getting everything in line to ensure that we have everything lined up so that we can launch successfully on the 22nd. But the challenge is, if everything does not work perfectly, we are going to be a disaster. Ja, nee, maar kom ons nie nou daarop fokus nie, dit is ons logistieke challenges agter. Okay, so wat ek dink ons moet doen is ons moet word ons los gepraat? Mzansi Million. Okay, kom ons maak gou notas. Okay, so Erika sien nou daai persoon 4 uur is oor 'n halfuur. So ek moet actually my influencer opbel 4 uur. Ja, my influencer wou my sien. Ek het nogal 'n lekker klomp notas. So ek het gister vir jou ge-WhatsApp 'n Word dokument wat ek net 'n klomp notas goed neergeskryf het. O ja, maar ek dink jy moet jou nou eerder oop maak. Hoekom maak jy nie net Word oop? Dis lekker om te sien hoe kom die cashback payments in, hè. Is dit so nie wissel nog in? Vir my gaan dit nie oor die payments nie, dit gaan vir my oor die kommissies vir die ouens maak. Ja. Dit maak my opgewonde. Ja, verseker. Ja, kom ons gaan na jou notas toe. Want hierdie ding vir my is 'n klomp inligting saam op 'n bladsy wat ek nog nie geformuleer het nie. Ja. Okay, so Belinda het vir ons daai shit, ek moet daai ding nog verander. Badges. Wil ons badges launch saam met hierdie? As die coding nie te veel is nie. Nee, coding is verby is nie. Ja. Ek het nog vir Belinda gesê ek wonder of moet ons nie Diginu Pay in cashback indruk nie. As jy Diginu Pay kan access in jou cashback. Nou praat jy. Ek dink dit kan maar gewerk. Wie het almal influencers? Ek het gewoon sê JC, Marius en Erika. Te ver, ja. Guinness World Book of Records. Hulle het vir ons 'n paar pointers kan gee daarso. Okay, ek sien hom môreoggend. Okay, so my voorstel is dan week 1 fokus ons op awareness, explanation en duplication. Met ander woorde, ons moet vir hulle bewus maak wat gaan aan, maar wie weet ons kan testimonials ook indruk. Want ons het klaar testimonials. Dis jou beste social proof wat jy kan kry. Ja. Of jy hoef nie by die restaurant te gaan eet nie. Scan die slippie, stuur hom in en kry jou cashback. Of nog beter, gaan op jou Diginu Pay app, wys die uitbetalings. As jy cashback gekry het in jou Diginu Pay app, daar staan mos nou cashback vir hierdie, cashback vir daai, cashback vir daai, cashback vir daai. Met jou randbedrag by dit. Jy skrol net so op met jou recent transactions. Jy sien hoe totaal op doen 'n cash withdrawal. So eenvoudig is dit. Dis 'n baie goeie plan daai. Dat jy sê dat hulle eers die ding ook toets. Wat van 'n Mzansi Million
profile foto wat elke ou op sy Facebook sit doen. Hi, how are you? Good, and you? Good, thank you. Quick question. Maurice and I are busy strategizing currently for Mzansi Million. In that circle of your profile picture, to put that ring thing in there. I think they call it the I frame. think I should be able to. I'll figure it out. You know I will. That's what I like. How does that song go? That's what I like about you. Belinda, I think we are on a winning streak here. This is going to work exceptionally well. Digi New Cashback is going to explode. Erika's speaking with her influencer now as we speak. Download Digi New Cashback from either Apple App Store or Google Play Store, and then you can log in with your normal Digi New credentials in there. That's the one. The next one will be your Digi New Pay, the Digi New Pay app, because all of your commissions and cashbacks and everything will be paid in there. So now we've got another challenge. And that is, we want to bring, there's 200 people that can qualify for all expenses paid overseas holiday that meet certain criteria in terms of achievements and in terms of, basically just reaching certain goals that we've set out beforehand. So the first 200 that reaches that level, so in other words, you need to personally onboard 300 individuals onto Digi New Cashback in your generation 1. And then in your first 3 generations, you need to have at least 10,000 in total. So you can bring in 10,000 yourself, or you can use the power of multiplication and also qualify. So those are the 2 criteria: minimum 300 individuals yourself, and then another 10,000 in total. So it's another, 9,700 people in total that needs to be added within your only the first 3 generations count towards that. Now, here's the challenge. 200 people who can each bring a +1 is 400 people. 400 people for all expenses paid overseas holiday, logistical nightmare. So, here's what we're going to do now. We are now considering splitting them into 4 different locations, or 4 different trips. But we as top management individuals that's going to be flying with, we don't want to go to Phuket 4 times. I think that's really going to get boring. So we are now looking at different locations. Now the flip side challenge is, who gets to choose? So in other words, which locations do we look at, or which ones do we consider? We want to make it exotic holidays because it's nice laying on an exotic beach, because there's also going to be a lot of people that's going to qualify for their first time to go all expenses paid overseas. So that's the first thing. The second thing is, which ones, how do we determine who goes on which trip? So we are now going to have to discuss the various options. So I'm going to have a chat with our team now to discuss, okay, how do we go about this? Do we split them over 4 holidays? Is it going to be 4 different destinations? When are the 4 destinations going to, or the 4 different holidays going to take place? How do you determine who goes on which holiday? It's really a genuine nightmare, because some people might want to go on this holiday, but this one is full. So I understand it's a bit of a challenge to keep everyone happy, but I think I'm just going to have a chat with the team and see what they come up with. Basically have like a brainstorming session. Want dink gou 'n trip waar 400 mense gaan, waarvoor die maatskappy betaal. Ja, ek stem saam met jou, want jou mitse marketers is eintlik baie maklik. Jy kan dit binne 'n week doen. Exactly. Ja. Okay. Dis een ding. Die volgende ding is, dink jy al 4 trips moet Phuket toe gaan? Want ons gaan want ons gaan in 4 trips moet deel. So wat ons moet doen is om strategies goed te werk vir die besigheid en vir logistiek en doen ons 4 verskillende trips, en dis first come first serve. Of alternatiewelik is, ons kan 4 verskillende trips hê, en die ouens wat eers gekwalifiseer het kan kies wat se trip hulle opgaan. Ons kan 4 verskillende destinations hê. Ek hou daarvan. Hy het nou sy 300 gekry en sy 10,000 mense. Nou hardloop in die volgende 300. So nou onder jy die top performers wat kliphard werk. Okay, locations is Phuket, waar nog Ek is mal oor Maldives. Madagaskar is ook nie sleg nie. Daar was 'n paar nice eilande. So ons het Phuket, Maldives, Madagaskar. Kom ons kry so 5 of 8 opsies. En dan kom ons vra of ChatGPT popular island destinations. El Nido, Palawan, Philippines. Portugal. Yes, dis in Europa. En hopskiep ons gou 'n bietjie oor Frankryk toe. Portugal is beautiful.
Hoor jy sommer nou met die, terwyl jy daar soek met die Mzansi Million, my maat, die ouens gaan by hulle. Okay, so nou het ons daai opsies. Ek dink wat ons moet doen is, kom ons kyk dan, ons oorweeg die verskillende opsies. Ons praat met die ander spanlede daaroor. Sê vir hulle dis die voorstel, ons doen 4 trips, 1 Phuket toe, dit is klaar 'n done deal. My voorstel is, ons moet hard fokus op Guinness World Record, regdeur. Dan week 1 is awareness, explanation en duplication. Hoe meer ons daarop fokus, want awareness, ons maak hulle bewus van wat is DigiNew Cashback, wat is jou benefits wat jy kry, hoe werk dit ensovoorts. Dan die volgende ding is, ons moet die explanation doen. Met ander woorde, die een deel is ons maak jy bewus van hier's jou benefits. Ek weet hoe werk my benefits. Die eerste een is die what, die ander is die how, en dan duplication is basically what's next. So iets wat jy daar wil bysit. Yes, weet jy, hierdie ding is so maklik, nee, dit wat jy nou daar gesê het, dit is eintlik alles in een. Ja. Okay, dink ons moet Phuket in week 1 al doen. Dalk in die einde van week 1, maar nie dadelik insit. Ek het gisterond oor Glen wonder, dalk moet ons van dag 1 af Phuket doen, om dit die grand prize te hou, en dan is daar amper die Roger Bannister effek. Dis die grand prize, tussenin is daar stappe om by dit uit te kom. Some will, some won't, so what next? If he's in, fantastic. If he's not, he's going to be crying in 2 months. Exactly. Oh, I'm Yeah. through those then anyway. Yeah. Okay, that's it. Thanks, Belinda. Okay, cool beans. No problem. Thank you. All right. Okay, so Keaton, what we're busy doing is we are going to launch Mzansi Million on the 22nd of November, which is next Saturday. We have built it's an incredible rewards platform. And what it basically entails is it's called DigiNew Cashback. So you can download the app from the app stores already. The updated version should be out with over 2,000 restaurants. And when you go to any of those restaurants and you have a meal there, for all meals over 350 Rand, you take a photo of your slip, you upload it, and you get 10% cash back. But what we want to do now is we want to unite the influencers, get all on the same level. We're going to share with you the exact game plan, how it's going to work. We're going to be doing live streams every evening from 8 p.m. to 8:30 p.m. on all the various platforms. And then we also have 4 more generations, so you can assist your team to also build their team. So the reason we have multiple generations is because marketers know marketers, right? So at the end of the day, you're a doctor, so you know more doctors. Is we want to assist 1 million South Africans to earn commission from DigiNew by the 22nd of December. Our cutoff is the 26th, but we're doing it a couple of days early, 4 days early, so that everyone can have really nice Christmas bonuses. Guys, please pay close attention here. To run a tech company is not just a plug and play. We are running it in different phases. We had such a popular demand from our team and our customers that we decided, listen, we have to launch. So we launched with 5% discount with an e-hailing company, and then also 5% cashback for every DigiNew delivery that you're going to do. But the main kahuna is going to launch in 2 days time. Ja, tussen ek en jy en Jessie het ons vandag ligjare vorentoe gegaan. Wow, ja nee, kyk hier, so daar's baie goed bespreek hierso. Maar wat my baie geplaat vandag was daai ouens wat nie verstaan wat is die verskil tussen DigiNew Cashback en ons delivery platform nie. Hulle verstaan nie regtig hoe, veral rondom die besighede, jy weet so, en hoe jy dit vir hulle verduidelik het, was vir my baie goed geweest. So ek hou daarvan, maar wil jy nie net vir my sê wat? Wag. Die merchants wat op cashback is, moet hulle deel wees van ons delivery platform of vice versa. Wat ek hou van wat ons doen, jou delivery merchant, en 'n merchant, wat is 'n merchant? Dit is enige restaurant, enige wegneem ete, takeaway plek, enige drankwinkel, enige kruideniersware plek. Hulle kan op ons afleweringsplatform, op ons delivery platform wees, maar hulle kan ook deel wees van ons cashback. En maar voordat ek daarby uitkom, weet jy wat hou ek van DigiNew is?
die geleenthede wat ons vir die mense gee. Dis En waar. nie net vir die gewone man op straat nie, vir 'n besigheidsou, vir enige iemand wat 'n geleentheid soek. Ek sê altyd, daar's ouens in die oggende wat bid vir 'n uitkoms. En ons weet ons het die uitkoms. Ons het al, hoe lank bou ons nou al hier aan? Ja, dis 'n Ek belangrike. is al Februarie dink ek, is ek al 4 jaar betrokke by Digino. Ja, en Die PSP is amper net so oud soos wat ek hier is. Dis waar, ja, want ek is Ja. van Junie 2022 af is ek ook al deel van die Genius, so ons is so bymekaar. Dis nie ver voor my nie. Daar's soveel goed wat mens kan kyk maar eintlik moet ons members vra. En die mense vra wat wil hulle regtig hê? Wat wil hulle deel van die Genius cashback hê? Want tog is dit hulle wat die voordeel moet trek daarvoor. Ja. Onthou ons het so rukkie terug het ons 'n wishlist opgesit of 'n dit was meer op 'n wat het ons nog genoem? 'n waiting list. Waiting list. Maar dis saam met dit ja, was ja. daar 'n wishlist ook. Die goed wat daar uitgekom het was vir my amazing geweest. Ek onthou hulle het mos ingelok en dan het hulle daar agter kon hulle kies, wil hulle groceries hê, wil hulle selfoon hê, wil hulle data hê, wil daai data was nogal baie interessant om te weet wat is die mense se goed regtig, ja. Ja. En hoe ek ons Digino cashback, een van my groot drome is wanneer jy daai ouetjie oopmaak net, dan moet daar keuses wees wat skrik vir niks. Dis my droom. Ek en my vrou was so 'n paar jaar terug het ons ook 'n maatskappy gebruik, want ons het sulke pakke elke maand gaan koop en uitgeprint en na nuwe plekke toe gegaan en gaan explore. Ek onthou ons het eendag dit ons lugballon gaan doen wat Wow. op 'n 50% afslag was. Dit is nog Dis iets wat die ek tipe wil goed. doen. Ja. Dit is die tipe goed wat ek in Digino cashback langtermyn gaan sien. Dit sal wonderlik wees. Ja, weet jy, maar in die ander ding is as mens kan vir die ouens regtig gee wat hulle wil hê, maar ek voel net ons moet begin met al die goed wat ons het, nee, moet ons druk dat ons goed soos ons uitete wat die mense dis iets wat hulle nie normaalweg doen nie, maar as hulle kan sê 'n 10% of 5% of so korting kry, gaan hulle dit meer doen. Maar weet jy wat, Marius? Daar was vandag interessante goed wat toe ek en Jessie daar buite gesit en werk het, nê, was daar 'n interessante oproep gewees wat die deurbraak gebring het of wat die negotiations wat daar is dat ons meer as 2000 restaurante dalk aan boord gaan kry op cashback. Dit sal nou lekker wees. Just imagine. 2000 restaurante. Goed, nou is my rekening R500, R1000. Eers 'n paar jaar terug as ons uitgeëet het vir R1000 was dit baie, en deesdae is dit net so. Nee, maar dis niks nie. En nou dadelik kan jy, of nou nie dadelik nie, maar op jou cashback kan jy 10% daarvan terugkry. Dis R100 wat jy weer terugkom in jou agtersak. Maar die ander ding is dis kontant. Dis nie punte nie, dis nie vouchers wat jy nou weer moet gaan geld spend nie. Jy kry dit terug. So jy spaar klaar in jou maandelik. En die beste van alles is jy kan daai geld kan jy mee maak wat jy wil. Jy kan dit gaan trek, jy kan dit oorplaas want deur ons Digino Pay wallets wat ons kry. So dit maak dit nog baie beter. So Weet jy wat 'n interessante ding wat ek nou bietjie met jou wil vasmaak is, hoeveel ander delivery maatskappye daar buite het 'n PSP, het 'n profit sharing plan. Hoeveel van hulle vat van hulle geld en hulle deel dit met die gemeenskap? ek kan nie regtig vir jou sê nie want ek werk nie vir hulle nie. Kyk, ek is een van daai mense wat nie regtig delivery services gebruik nie, maar vandat ek in Digino betrokke is, het ek meer attent op dit, nê. So ek twyfel of die ander delivery maatskappye dit doen en teruggee aan die mense wat actually die werk vir hulle doen. Jy weet, so hulle ek dink nie daar is so ietsie, maar wat ek van hou daarvan is van ons PSP, nê. As ek nou net as 'n bemarker kan sê, dit is ons het 5 generasies wat ons opverdien, nê. Dis nie net dat net een ou is en dat jy nou net teen ander ou kompeteer om bo uit te kom nie.
Ja. Jy het 'n span mense wat saam met jou werk. So dit is wat lekker is. Dit wat ons bou, het ek nou gesê, ons wil teruggee vir die mense, ons wil vir hulle hoop gee, ons wil vir hulle meer geleentheid gee. En dis hoekom ons besluit het, kom ons doen 'n R99 membership ook, wat jy nog meer voordele kry, en jy kry dadelik 'n besigheidsgeleentheidsaal. Want ons vat 'n groot gedeelte daarvan en ons druk dit terug in die PSP in. Ja, want ek het nog nooit gesien dat daar op televisie of in koerante of op groot billboards enigiets van DigiNew is nie. So, want dit is waar hierdie ander mense se geld eintlik heen gaan, is hierdie groot billboards wat baie geld kos. Ja. Ons praat so baie van PSP, wat is 'n PSP? Is ons profit sharing plan. En maar om dit ook regverdig te hou vir almal is jy kan nie sommer net kommissie verdien in jou 5 vlakke as jy nie self jou R99 betaal het nie. Ja, maar hoe kan jy iets promote of hoe kan jy verwag om iets te verdien as jy nie self deel van dit is en weet waaroor dit gaan nie? You have to be the product of the product. Ja. Dit is mos wat almal sê. Die mooi Engelse woord is eligible. Okay, nee maar jy praat nou baie hoë Engels hierso vir my maar hoor. dis nie iets wat jy kan eet nie, so. Dis nie edible nie. Maar kyk waar het ek en jy vanaand hoe het jy in die besigheid ingekom? Dis waar. Ek het met 'n baie goeie vriend van my gesels. En wat het gebeur? Hy het jou voorgestel. Ja, al sit ek in Pietersburg en hy is in Pretoria. Ja. Maar ons ken mekaar van voorheen af, ja, so. En hoeveel mense het jy persoonlik al ingeskryf? Min of meer? Ja, ek het so 2800 mense nou al in en maar nou moet ek jou ook sê, ek het ook iemand een van daai 2800 doen niks nie, doen absoluut niks nie. En hy het iemand voorgestel wat onder in die Kaap sit. En daai mannetjie operei daarom nou vir jou hoor. So ek is so bly. Ek is so bly daaroor nie. En ons gaan nog 'n lekker onderhoud met ons goeie vriend Bernard doen. Ja. Hy sit al oor Hy is al- 8200 mense. Ja, 8200. Oh my word, ek is so trots op om sy baas te wees. Sorry Bernard. Sorry Bernard, jy oor 'n tyd seker nou, maar ek is nie jou baas nie hoor. Ja, nee, gelukkig. Al doen ek môre niks nie, gaan Bernard baie meer geld as ek verdien. Korrek. En dis wat ek van hou van ons besigheid. Ja. Die ouens wat in verskillende vlakke lê, kan meer as jy verdien. En dit gaan hom nie eers pla nie. Nee, Ek sal net te bly wees vir hom. Nee, verseker, want ons is daar om mekaar te uplift. Ons is daar om mekaar te help om 'n sukses te maak. Want Ja. as elkeen bereid is om iets te doen, hoekom moet ons in iemand se pad staan? Ja. Moet ons moet hulle almal ophelp. Ek onthou hoe skepties jy was, maar hoekom? Ek dink dit is the fear of the unknown. Jy weet, jy het nie geweet waaroor dit gaan nie en ek het nie regtig die visie gesien wat daar was nie. Totdat ek meer myself vergewis het van wat aangaan, dat ek uitgevind het maar waaroor gaan dit en wat is hierdie mense se drome en is dit iets wat bereik kan word? Dis nie net airy-fairy goed nie. Daar's soveel geleenthede in DigiNew wat ons gebou het, wat ons net aanhou bysit. Ek het dit opgelet, weet jy, want daar's elke keer is daar iets nuuts. Jy weet as Jessie so op die webinar sê, I've got some exciting news for you, nee, dan weet ek, hier kom nou weer een briljante gedagte. En dan pluk hy daar haas uit die hoed uit en dan is dit iets nuuts wat hy beplan en iets nuuts wat bykom en dit is hoekom ek so opgewonde is oor die cashback, want dit was heeltemal 'n nuwe ding en dit wat bykom en goed is wat hy elke keer bysê, daai is vir my fantasties wonderlik. Maar ook die ander ding is, hy kan nie net sommer net iets deel as dit nie al klaar in plek was nie. Ja, dis So die maande se harde werk wat ons voor die tyd gedoen het, seker te maak alles is mooi in plek, alles is geteken, ooreenkomste is geteken, die goed werk. En as hy dan uitkom te sê, hoor hierso, ek het vir julle iets nuuts. En partykeer doen ons dit so 'n bietjie voor die tyd,
net om die span ook opgewonde te maak, maar dan is ons seker dit wat ons het is in plek. Dis waar, ja, want en dan is dit 'n kwessie van die mense hulle kry waarde vir wat hulle en ons gee wat ons beloof, of Jesse, he delivers on his promises. Weet jy wat, net daar's mense wat in die oggend wakker word en hulle bid vir 'n geleentheid. En ek hoor dit soveel keer wanneer ons met ons leiers praat is. Daai dag het ek hier geklik. Ek was daar op 'n profiel gewees en of ek het iewers op Facebook gesien of ek het iewers op LinkedIn het ek iemand se post gesien en ek het op iemand se link geklik en ek het by een van ons webinars uitgekom. En hy sien dat dit wat ons doen, nommer 1 gaan dit hom nie geld kos nie, want net uit die deliveries uit, deur kliënte voor te stel, kos dit niemand geld nie. En nou het ons Digino Cashback ingebring wat dit ekstra is. Dis opsioneel ekstra, maar die geleenthede rondom Digino Cashback is soveel groter. Vir daai R99 'n maand. En nou het ons nog R999 ingebring. En maar die lekker van die R999 is, jy betaal dit is klaar vir die jaar, dis 'n jaarlikse membership. En jy kry eintlik 2 maande af. Want as jy kyk die 99 maal 12, dis R999, jy 2 maande af en jy slaap betaal. En jy klaar jou besigheid in plek. Maar ek weet, jy het ook vroeër vanmiddag gesê, dit is nie net 'n besigheid nie. Nee, dis nie 'n besigheid nie, want jy kry waarde. Ja. So jy gaan maklik met net dit wat beplan word, wat ons nou al mee gedeel is met die meer as 2000 restaurante wat aan boord kom en al daai goed. So as jy gaan kyk, as jy gaan uit eet en die besparings wat jy daarop doen, gaan jy klaar jou ledegeld wat jy betaal het vir cashback, gaan jy klaar terugkry. So dan kos dit jou eintlik niks nie. Ja. Want die voordeel wat jy kry, maak al klaar op vir jou ledegeld. Ja, nee, dis baie belangrik om dadelik, ek hou daarvan, ek het my ledegeld betaal, en nou wil ek dit terugkry. So wat gaan ek doen? Ek gaan dadelik gaan uit eet, want ek voel ek daai waarde teruggekry. Natuurlik, ja. Ja, maar En alles is daar om dit te kan doen, so. ja. Maar dink net die mark wat ons kan help. Dink aan skole. Dink aan kerke, dink aan gemeenskappe. As jy kyk waar ons nou staan met die skole van hoe hulle begrotings gesny is. Dis waar. Dink jy die geleenthede wat ons het om vir skole te help om 'n ekstra befondsing te doen, deurdat mense wat die skole ondersteun, die ouers, die kinders, iets gebruik wat hulle in elk geval sou gebruik het. Hulle sou in elk geval uitgeëet het, hulle sou in elk geval dinge gedoen het wat hulle wou gedoen het. En ewe skielik is daar 'n waarde wat toegevoeg word en ook geld wat vloei na die skool toe. Data, wat kos data jou? Marius, nee, ek wil nie eers daaraan dink nie, want op hierdie stadium met my wat nou hier sit, dat ek nie met my wifi by die huis gekonnekt is nie, wat ek nou op my mobiele data hier nou sit. Dit is nou nogal 'n aardige bedrag en ek sal dit nogal verskriklik waardeer as, soos jy gesê, daai app oopmaak en hierdie goed is daar, dat data en dit moet daar wees, sodat jy kan afslag kry daarop, want dit is iets wat almal gebruik in ons besigheid. Die Digino besigheid doen ek op my selfoon, want dit is oral, dit is my office in my pocket. So ja, dit sal daarom wonderlik wees. Ek dink ek moet 'n bietjie met Jessie praat oor hierdie data, dat dit een van daai goed is, want ons het nou die restaurante wat my maagie gaan volmaak, maar dit gaan nie my besigheid bou nie, so. Wel, ek het vir jou 'n verrassingkie. Ek en Jessie het vanmiddag 'n oproep gekry. What? Nee man. Nee, come on, uit nou met dit. Erika, what you don't know is that we are already busy with advanced discussions with 2 major telecoms companies. And the reason why we do it is because we want the best advantages for our customers and the best packages. The best is ahead, and the best will now come.
parking lot at this moment is the most advanced artificially intelligent powered e-bike you will ever. There's no cost to register as a customer. So in that, there's a profit sharing. When the delivery takes place, there's money that So some of those brands that Jesse mentioned is part of this. So they're on the merchant app where people can order, okay, online.